As ek sê halsslagaar, wat is die eerste ding wat by jou opkom? Ek weet dis 'n verstopping, reg, gedenkplaat, aterosklerose. Maar wat as ek vir jou sê daar skuil ander, baie vreemder gevare in hierdie kritieke bloedvat? Vandag gaan ons die ongewone verdagtes ondersoek, die mediese raaisels wat veel dieper lê as net 'n eenvoudige verstopping. Goed, kom ons duik dadelik in. Kyk hierna, dit is die halsslagaar of die arteria carotis. En dis nie sommer net 'n pyp nie, dis letterlik die belangrikste brandstoflyn in jou hele liggaam. Dis die hoofweg wat al daai suurstofryke bloed na jou brein toe stuur, die enginekamer wat alles van jou gedagtes tot jou bewegings aandryf. Word hy toevoer onderbreek, selfs net vir 'n oomblik, wel, dan is die gevolge ernstig. En ja, die gewone skrik in die storie is natuurlik aterosklerose, daai opbou van gedenkplaat wat die slagaar vernou en verhard. Dis die oorsaak van beroertes wat ons almal ken. Maar dis net die begin van die storie, dis die ooglopende verdagte. Ons stel vandag belang in die wat dieper in die skadu skuil. So, die regte vraag is, wat gebeur as dit nie gedenkplaat is nie? Wat van foute in die slagaar se eie ingeboude sensors? Of wat as daar defekte in sy struktuur is, amper soos 'n fout in die blouprik? Of gevare wat eers diep binne in die skedel kop uitsteek, reg by die eindpunt? Dis die raaisels wat ons vandag gaan ontrafel. Goed, kom ons spring weg met ons eerste groep ongewone verdagtes. Foutiewe sensore. Jy sien, jou liggaam het hierdie ongelooflike monitoringstelsels wat reg langs die halsslagaar sit. Maar wat gebeur as daai delikate sensore, wat alles van jou bloeddruk tot jou bloed se suurstofvlakke meet, heeltemal die klits kwytraak? Dink aan jou kar se suurstofsensor, daai klein dingetjie wat die brandstofmengsel reguleer. Wel, die halsslagaarliggaam is presies dit, maar vir jou bloed. Dit monitor suurstof, koolstofdioksiede en pH-vlakke. Nou, 'n tumor op hierdie sensor is ongelooflik skaars, maar dis 'n ernstige probleem. Dis 'n hoogs gevaskulariseerde groei, wat basies beteken dit het 'n ryk bloedtoevoer en dit ontwikkel op hierdie uiters kritiese punt. Alhoewel dit bitter skaars is daar 'n paar duidelike patrone hier. En dis nogal interessant. Kyk, dis meer algemeen by vroue. Daar's dikwels 'n genetiese skakel en in tot 'n kwart van gevalle verskyn dit aan albei kante van die nek. Vir die meeste mense is die heel eerste teken wat hulle opmerk bloot 'n eenvoudige pynlose knop. Hier's nog so 'n sensorprobleem. En die beste manier om hieraan te dink is soos 'n karrealarm wat heeltemal te sensitief is. Die halsslagaardig sinus monitor jou bloeddruk, maar by mense met hierdie sindroom reageer dit heeltemal oor. Iets so eenvoudig soos 'n stywe kraag, skeer of selfs net om jou kop te draai, kan hierdie alarm laat afgaan. En die gevolg, jou hartklop en bloeddruk tuimel en jy val flou. En dis nie net een tipe fout nie, jy sien. Die sindroom wys homself op 3 hoofmaniere. Die algemeenste is cardio-inhibitories, waar die hart se pas dramaties stadiger word of selfs vir 'n paar sekondes heeltemal stop. Dan is daar die vasodepressor tipe, waar die bloeddruk skielik kelder. En hoekom is dit belangrik? Wel, om die tipe te identifiseer, vertel die dokters presies of 'n pasangeer en of medikasie die regte behandeling is. So, hoe vang dokters hierdie skuldige uit? Wel, met 'n slim prosedure, die halsslagaar sinusmassering. Terwyl alles fyn dopgehou word, masseer 'n dokter die area saggies om die simptome veilig uit te lok. As assistool, dis wanneer die hart vir 'n oomblik stop, vir langer as 3 sekondes gebeur of die bloeddruk skerp val, dan het hulle al antwoord. Dis amper soos om 'n verdagte uit te lok om te beken. Goed, van foutiewe sensors skuif ons nou na foute in die bloudruk van die slagaar self. In hierdie geval is die probleem nie 'n sensor wat verkeerd lees nie, maar 'n defek in die fisiese struktuur van die bloedvat. Dis die liggaam se eie loodgieterswerk wat 'n kraakie toon. Stel jou 'n doodgewone tuinslang voor. As jy 'n skerp knak daarin sit, wat gebeur? Die water vloei stadiger. Presies dieselfde kan met jou halsslagaar gebeur. Hierdie knikke en spirale kan iets wees waarmee jy gebore is, of dit kan ontwikkel soos jy ouer word. En alhoewel baie mense dit het sonder enige simptome, kan dit die bloedvloei na die brein ernstig belemmer. Hierdie aanhaling, dis so 'n treffende, amper poëtiese beskrywing. Dis Japans en dit gee vir ons die naam van een van die mees geheimsinnige toestande wat die halsslagaar kan tref, Moyamoya siekte. Dit skets 'n prentjie van daai delikate, byna spookagtige bloedvaatjies wat die brein desperaat probeer groei.
Wat presies is moja-moja? Wel, dis 'n regtig eienaardige progressiewe siekte. Vir een of ander onbekende rede begin die hoofslagaar na die brein net vernou en uiteindelik toemaak, amper asof dit verdwyn. En in reaksie hierop probeer die brein desperaat 'n ompad bou deur 'n fyn netwerk van klein, swak bloedvaatjies te vorm. Hier's 'n goeie manier om daaraan te dink. Stel jou voor, die N1 en die N2 wat na 'n groot stad lê, word net heeltemal toegemaak. Al die verkeer word dan geforseer om deur klein, nou woonstraatjies te gaan. Daardie agterpaaie is die moja-moja vate. Hulle is swak, broos en kan glad nie die volume hanteer nie. En dit lei tot 'n uiters hoë risiko van beide beroertes en bloeding. Vir ons laaste deel duik ons diep binne in die skedel. Ons kyk nou na wat gebeur by die eindpunt van die halsslagaar se reis. Daar waar dit vertak om die brein self te voed. OK, hierdie is basies dieselfde ou probleem van verstoppings wat ons in die nek sien, maar die ligging is heeltemal anders. Hier gebeur dit diep binne in die skedel. En moenie 'n fout maak nie, ICAS is 'n massiewe globale probleem. Dis verantwoordelik vir 'n reuse persentasie van beroertes, veral in sekere bevolkingsgroepe. En kyk net hierna. Hierdie syfers is nogal oogopenend. Die kans dat 'n beroerte deur ICAS veroorsaak word, verskil dramaties tussen verskillende etniese groepe. By Asiatiese bevolkings kan dit tot die helfte van alle beroertes veroorsaak. By Kaukasiese bevolkings is dit weer baie laer. Dit wys net hoe belangrik dit is om hierdie variasies te verstaan. Nou, hierdie was 'n bevinding wat baie mense onkant gevang het. Die logiese ding sou wees om daai vernouing oop te stit met 'n stent reg. Maar 'n reuse studie, die Sampras-proef, het iets verstommends gewys. Aggressiewe mediese behandeling, dink aan sterk medikasie en streng beheer oor risikofaktore, was eintlik veiliger en meer effektief. Soms is minder doen inderdaad beter. So 'n aneurisme, dis basies 'n swak plekkie in die slagaar se wand wat uitbult, amper soos 'n klein ballonnetjie. Hulle is dikwels bassievormig en vorm gewoonlik waar 'n slagaar vertak. En die groot gevaar is natuurlik dat daai ballon kan bars. Dit veroorsaak 'n katastrofiese bloeding in die brein. En hier is iets interessant. Daar is 'n duidelike geslagsverskil. Vir elke 2 mans wat 'n intrakraniale aneurisme ontwikkel, is daar 3 vroue. Hoekom presies, weet ons nog nie heeltemal nie, maar die patroon is onmiskenbaar. Wanneer dokters 'n aneurese kry wat nog nie gebars het nie, is daar basies 2 paaie wat hulle kan volg. Aan die een kant is daar die tradisionele roete, chirurgiese klemming, waar die skedel oopgemaak word en 'n klein metaalklemmetjie om die nek van die aneurysme geplaas word. Aan die ander kant is daar die minder indringende roete, endovaskulêre opvulling. Hier word 'n kateter deur die are gevoer om die aneurysme van binne af met klein platinumspirale te vul. Dis 'n keuse tussen 'n meer definitiewe, maar groter operasie en 'n minder indringende een. So, na hierdie hele reis deur die vreemde wêreld van die halsslagaar, wat is die eintlike boodskap wat ons moet saamneem? Die kern van die saak is dit: ons moet ophou dink aan die halsslagaar as net 'n pyp wat kan verstop. Dis soveel meer kompleks as dit. Dit is 'n dinamiese, ingewikkelde stelsel, kompleet met sensors, unieke strukturele risiko's en gevare wat diep binne die brein self skuil. En dit los ons met een laaste, groot vraag. Elke keer as ons een van hierdie ongewone verdagtes beter verstaan, voeg dit 'n nuwe kritiese stukkie by tot die legkaart van breingesondheid. So, hoe gaan hierdie kennis die manier verander waarop jy en ek en ons almal oor ons eie brein se gesondheid dink? Want die toekoms lê daarin om nie net die algemene skurke te behandel nie, maar om ook hierdie skaarser, vreemder vyande te verstaan en uiteindelik te oorwin.